Het jy al ooit opgemerk hoe twee mense wat jarelang in dieselfde kerk is, totaal van mekaar verskil? Kyk, een persoon kan vrygewig wees, hoopvol, leef met geloof en vrede, terwyl die ander een oënskynlik glad nie verander nie. Inteendeel, dalk meer krities, veroordelend, koud. Nou die ding is, albei sal sê, hulle is Christene. So wat maak die verskil? En met dit as agtergrond, luister saam met my na vandag se skrifgedeelte. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Amen. Nou terwyl ons dink aan hierdie twee mense, 3 vrae vir vandag. Eerstens, wat beteken dit om 'n disipel te wees? Wat beteken dit om te glo? En wat beteken dit dan om te gaan? Nou die storie word vertel van 'n kerk in Amerika, wat elke week die apostoliese geloofsbelydenis opgesê het in hulle dienste. Nou hulle het pas geskei van tikmasjiene, onthou julle dit nog, na rekenaars toe. En hulle was baie beïndruk met hoe vinnig die rekenaar alles kon doen. Nou die gemeente het in daai jare nog van blaadjies gebruik gemaak in hulle dienste. En so het hulle nou gesien dat hulle kan byvoorbeeld as daar 'n begrafnis was en nou 'n nuwe een is, hoef hulle nie meer die hele blaadjie oor te tik nie. Hulle kon net die vorige begrafnis se blaadjie gebruik as 'n templaat en dan die naam en datums verander. Dit het goed gewerk. Tot een jong man een keer die nuwe rekenaar en funksies uitgetoets het en op 'n manier vir al die dokumente wat daar was op die hele rekenaar gevra om die naam Maria te vervang met Etna vir die nuwe begrafnis. En so kom die volgende Sondag toe, elke een met 'n bulletin in die hand en hulle aanbid en plegtig begin die gemeente saam die geloofsbelydenis uit te spreek en hulle sê, ek glo in Jesus Christus, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Etna. Nou, ons sê soms dinge wat ons glo, maar wat ons nie werklik glo nie. Kyk, natuurlik het die gemeente nie regtig geglo, Jesus is gebore uit die maagd Etna nie. Dink maar aan koning Herodes, wat vir die wyse manne gesê het, hy wil die kindjie Jesus aanbid, terwyl hy hom eintlik wou doodmaak. Ander kere dink ons opreg dat ons iets glo, totdat die omstandighede verander. Petrus sê vir Jesus die aand voor sy kruisiging, ek sal u nooit verlaat nie. En hy was opreg toe hy dit gesê het. Maar toe Jesus gevange geneem word, na Golgotha geneem word, ontken hy 3 keer dat hy Jesus ken. En dan is daar die dinge wat ons werklik glo, waar wat ons sê en hoe ons leef by mekaar kom. En dit is waarna Jesus ons roep, om 'n disipel te wees. En dit bring ons by ons eerste vraag. Wat beteken dit om 'n disipel te wees? Nou jy ken dalk die sê ding, dat hoe weet jy iemand doen CrossFit? Hulle vertel vir jou. Maar as jy 'n CrossFitter van naby dophou, dan sien jy iemand wie se hele lewe ingerig is rondom CrossFit. Kyk, hulle lees nie net CrossFit tydskrifte of ken die regte lingo nie. Hulle hele lewe is rondom CrossFit georiënteer. Hoe hulle eet, hoe hulle dae beplan en inrig, waaraan hulle geld spandeer, hoe laat hulle gaan slaap. Hulle word gevorm tot 'n ander soort mens. En dis hoe disipelskap lyk. Het is nie 'n godsdienstige ekstra wat jy by jou bestaande lewe voeg nie. Het is 'n heeltemal ander manier van lewe, georiënteerd rondom 'n ander leermeester. So hoe lyk 'n disipel van Jesus dan? Kyk, ek dink die beste manier is om te kyk na Jesus se eie woorde en daardeur ons prentjie te vorm. En soos ons kyk na 'n paar van sy woorde, ek het dit saam gegroepeer, wil ek jou vra om dalk na jou eie lewe te kyk. Nie om jou te vat na skuldgevoel nie, maar net 'n indikasie van hoe disipelskap vir jou lyk. Nou in die eerste plek, 'n disipel bly naby aan Jesus. Jesus het gesê, as julle in my woorde bly, is julle waarlik my disipels. Johannes 8:31.
En dan 'n leerling is nie bo die meester nie, en 'n diensknegt nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg, dat hy so sy meester word, en die diensknegt so sy heer. So die eerste plek, om 'n disipel te wees, beteken om naby Jesus te bly, om in hom te bly, in sy woorde, sy lewe, om daarin te bly. En dit is die fondament, en al die ander dinge vloei hiervan. Dan in die tweede plek, 'n disipel word meer soos Jesus. Jesus sê, hieraan sal almal weet dat julle my disipel is, as julle liefde onder mekaar het. En dan hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disipel wees. 'n Disipel van Jesus het opreg lief, vir God, jou naaste en jouself. En dan is daar ook vrug. Nou het jy al opgemerk dat 'n tak kan nie op sy tande byt en harder probeer dat daar druiwe groei nie. Dit bly net geheg aan die wingerdstok en dan kom die vrug natuurlik in sy seisoen en sonder inspanning. So die vraag is nie probeer jy hard genoeg nie. Die vraag is jy verbind? En dan derdens, 'n disipel volg teen enige prys. En Jesus is eerlik hieroor. As hy sê, toe sê Jesus vir sy disipels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En dan, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipels wees nie. Derde een, iemand wat nie sy kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Nou dis een van dies wat ons dalk so bietjie verby probeer sluip. En ek verstaan hoekom, dis ongemaklik. Verloon jouself, neem jou kruis op, doen afstand van jou aanspraak op jou eie lewe. Kies Jesus bo elke mededingende loyaliteit, bo gemak en beheer en bo die weergawe van jou lewe wat jy beplan het. Maar ek wil iets hier baie eerlik sê. Die mense wat ek ken, wat Jesus teen enige prys volg, wat dalk iets neergesit het, as ek hulle aan die ander kant sien, is nooit slegter daartoe nie. Hulle lewe spreek altyd van groter vrede, groter verandering, groter betekenis. So daai 3 kenmerke van 'n disipel in Jesus in sy eie woorde is, 'n disipel bly naby hom, in sy woorde, in sy lewe, 'n disipel word soos Jesus, en 'n disipel volg hom teen enige koste. Nou ek wonder watter van hierdie is waar van jou lewe, en waar is daar areas van groei? Nou wanneer ek daarna kyk, besef ek dat daar is nog soveel ruimte vir genade en vir groei. Kyk, net nou die dag het een van my bure iets gedoen wat my so kwaad gemaak het. Nou, ek sal nie ingaan op die detail nie, maar soos wat ek geprit het van frustrasie en myself opgewerk het, het ek vir myself stories vertel van hoe onbedagsaam hulle is, hoe boos. En ek was gereed om die muur tussen ons, letterlik en figuurlik, net hoër te bou. Maar toe onthou ek in my hart, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En vergewe ons oortredinge soos ons hulle vergewe wat teen ons sondig. En eerlikwaar, ek was nou nog nie reg nie. Ek wou my woede regverdig. En dis presies hoekom ek steeds Jesus nodig het om my te bly vorm, want liefde en vergifnis kom nie altyd natuurlik nie. Nog nie. Maar dit is hoe groei lyk. Daar waar die gaping tussen wat ek sê ek glo en hoe ek leef kleiner word. En jy hoef nie alles gelyktydig aan aandag te skenk nie, maar jy kan een stap nader neem, vandag. En soos wat jou oortuigings begin skuif, soos wat jy naby aan hom bly, soos wat hom word, dan begin jy iemand te word wat die moeite werd is om na te volg. En dis hoekom Jesus sê, gaan maak disipels. Maar dalk voordat ons daarby kom, nog 'n fundamentele vraag. Tweedens, wat beteken dit dan om te glo? Want hier is die eerlike waarheid. Jy kan nie disipelskap vervaardig deur om te besluit om meer gedissiplineerd te wees nie. Kyk, 'n pelgrim genereer nie sy eie momentum nie. Hulle loop saam met iemand wat die pad ken. En dit is die antwoord daar op die berg. Dit is oor wie daar staan. Onthou jy, daar was nie 12 disipels nie. Daar's 11.
Jesus het gesien hoe Judas alreeds weggaan, en dat hy weggeloop het, dis 'n preek op sy eie. Jy kan 3 jaar saam met Jesus loop, elke wonderwerk sien, hoor wat hy leer, aan elke tafel sit en eet, en steeds wegstap. Want disippelskap vereis altyd 'n reaksie. Nou die 11 wat gebly het, kyk, hulle was nie die mees indrukwekkende kandidate nie. In die eerste eeu het Joodse seuns se opvoeding begin as hulle 6 jaar oud was. En hulle sou begin deur die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament te leer, te memoriseer. En dan teen 10 het die meeste seuns die Torah van voor tot agter geken. En dan het die bestes van die bestes voortgegaan na die volgende vlak toe. En hulle het die res van die Hebreëse skrifte gememoriseer. En dan teen so die ouderdom van 14 of 15, sou die beste van die bestes by 'n rabbi kom en vra, kan ek jou disipel wees? En dan sou daai rabbi hierdie kind toets. Hulle sou vrae afstuur oor die Torah, oor die profete, oor moontlike interpretasies. Die rabbi sou wou agterkom, kan hierdie student word wie ek is? En dan as hy besluit het, die student is nie goed genoeg nie, selfs al was hy slim, selfs het hy God lief gehad, sou hy dalk sê, jy ken die Torah, jy het die Here lief, maar het nie wat dit verg nie. Gaan huis toe, leer die ambag van jou pa. En so het dit by die meeste gegaan. Terug huis toe, boere of skrynwerkers of vissermanne te word. En dis presies hoekom Petrus en Andreas besig was om vis te vang toe Jesus by hulle kom. Jesus stap na hulle op die strand, hierdie rabbi wat besig was om bekend te word, en hy sê vir hulle, volg my. Dalk verstaan jy nou hoekom hulle dadelik hulle net te laat val. Jesus sê vir hulle, ek dink julle kan doen wat ek doen. Ek dink julle kan soos ek wees. Ek glo in jou. Dit is hoekom Jesus hier sy disippels kry na sy opstanding, om hulle te verseker dat hy nog steeds in hulle glo. Selfs nadat hulle hom verloon het, selfs nadat hulle hom verlaat het, selfs nadat hulle in vrees weggekruip het. Nou kyk, ek dink Petrus was 'n A-tipe persoonlikheid. Kyk, hy was vinnig om te doen. Jy onthou toe Jesus op die water loop, hoe hy uit die boot uit wou klim en ook op die water loop. Petrus wat sê, Jesus, as dit U is, sê vir my om op die water te kom. Jesus wat sê, kom. En dan klim Petrus uit die boot en vir 'n paar oomblikke loop hy op die water, maar hy kyk rond en hy begin te sink. En dan, jy onthou, Jesus steek sy hand uit en sê vir hom, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Nou ek het altyd aangeneem, Petrus het aan Jesus getwyfel. Kyk, hier is die ding, Jesus sink nie, daar is geen twyfel oor Jesus in hierdie toneel nie, so aan wie twyfel Petrus? Homself. Hy verloor geloof, dat hy werklik soos sy rabbi kan wees. Hy verloor geloof in wat die rabbi van hom gesê het, en daarom sê Jesus, waarom twyfel jy? Hy sê nie, waarom het jy aan my getwyfel nie, maar hoekom het jy getwyfel dat jy dit kon doen? Ek het jou gekies, ek het jou hiernatoe geroep, ek soek jou, ek het jou nie geroep om te glo dat jy nie kan loop nie. Jesus het vir sy disippels gesê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Nou dalk hoor jy al jou hele lewe dat jou geloof in God moet hê, om God te vertrou. Maar dit begin by God wat geloof het in ons, in jou. So Jesus kyk na die 11 op daardie berg, hulle wat weggehardloop het, hulle wat hom verloon het, hulle wat hom getwyfel het, en hy stuur hulle. Nog voor hulle getwyfel opgelos is, voor hulle teologie netjies is, voor hulle gereed voel, en hy glo in hulle, nog voordat hulle ten volle uitgewerk het, of verstaan wat hy alles sê. En dit is die verskil tussen die twee mense, wat na dieselfde kerk toe gaan, en net een verander. Want jy is nie in die eerste plek, die een wat gekies nie. Jy is die een wat gekies is. Jy is die visserman op die strand, en die rabbi kom verby, en hy sê, ek dink jy kan dit doen, ek dink jy kan word soos ek glo in jou, nog voor jy gereed voel, kom volg my. En so dan is om te glo nie 'n eenmalige besluit nie, dis 'n daaglikse
soms 'n sinkende reaksie op hom wat jou kies, wat na die B-span gekyk het, hulle wat nie goed genoeg was, nie die nobodies, en gesê het, ek kies julle om die goeie nuus bekend te maak. En so wil ek jou vandag dan vra, wat sal vir jou verander, as jy werklik sou aanvaar, dat Jesus in jou glo? En dan ons derde vraag, so wat beteken dit om te gaan? Nou die aanhalingstekens gaan, dis doelbewus. Want die meeste van ons, as ons die woord van Jesus hoor, gaan maak disippels, dan dink ons dadelik, stop jou lewe, gaan oor see, en dan doen jy iets dramaties. Los alles wat bekend is, doen iets indrukwekkend. Nou ja, vir sommiges kan dit so wees. Maar die Griekse woord vir gaan, kan vertaal word as in jou gaan, of soos jy gaan, maak disippels. Soos jy deur die lewe gaan, maak disippels. Dis nie iets wat jy byvoeg in jou lewe nie, dis in jou elke dag se lewe. En dit gee rigting, dit gee betekenis aan jou lewe. Jesus nooi om ons deur ons lewens, sy droom vir ons wêreld sigbaar te maak. Toe Jesus sy disippels en ons leer om te bid, onthou jy, leer hy ons, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En hy nooi ons daardeur om sy medewerkers te wees. Dis 'n gebed dat die wêreld sal word, soos wat God dit nog altyd bedoel het, dat sy koninkryk van geregtigheid en vrede en vreugde vir almal daar sal wees. So ons is nie geroep om toeskouers te wees nie, om net te wag dat God alles reg en nuut maak nie. God roep ons om sy medewerkers te wees. En kan jy dink, wat sou gebeur? Hoe sou ons wêreld, hoe sou ons land lyk as elkeen wat sê dat hy 'n Christen is, Jesus se woorde ernstig sou opneem, so sou begin leef. Om Jesus te volg verander dan nie net jou lewe nie, dit verander ons hele wêreld. Dis soos 'n klip in die water wat bly uitkring na elke konteks en verhouding en situasie. En nou die goeie nuus is, dat ons ook nie hierdie lewe op ons eie hoef of te kan leef nie. Kyk, in die eerste plek het Jesus gepraat met sy disippels. Hy sê, gaan julle en maak disippels. Om 'n disipel te wees van Jesus is nie 'n solo mission nie. Jesus gee ons vir mekaar. En ek kan dit in my eie lewe so dikwels raak sien, dat op my eie kan ek so maklik drift. Ek kan so opgeneem raak in my eie dinge wat ek moet doen, of die nuus, of besig wees. Maar dan saam met ander word my lewe geïnspireer. Kan ek terugkeer na God en sy droom vir ons wêreld, en ook my aandeel daarin. En dan beloof Jesus ook, dat hy saam met ons is. Kyk, Matteus se evangelie begin met die naam Immanuel, God is met ons. En nou voor Jesus sy disippels uitstuur, maak hy dieselfde belofte. Hy sê, ek is met julle tot die einde toe. Op die dae wat dit op is, die dae wanneer jy sink. Dit is sy teenwoordigheid wat hierdie lewe moontlik maak. Dit is sy gees in ons wat ons lei en leer en ons verander. Dit is hy wat saam met ons is, wat vir ons die wysheid gee hoe om God se liefde en vergifnis en genade sigbaar te maak. So waar is jy vandag? Dalk het jy jare gelede gehoor hoe Jesus jou roep. En het jy ja gesê. En dalk wil jy vandag opnuut weer ja sê. Ja, Here, ek wil U toelaat om my te verander, om my heel te maak, om vir my lewe betekenis en rigting te gee. Ek wil in U voetspore volg. Of dalk hoor jy dit werklik vandag eers vir die eerste keer. Dalk soek jy al lank na rigting, na betekenis in jou lewe, en het jy gewonder of 'n ander soort lewe enigsins moontlik is. En die antwoord is ja. God kies jou. God het jou lief. God glo in jou, voordat jy in hom glo. En God wil hê dat niemand verlore sal gaan nie. God wil alles, God wil almal nuut maak, ook vir jou. Sal jy ja sê? Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord en vir U lewe en die teenwoordigheid, wat ons wil kom nuut maak en heel wil kom maak. Here, ons wil vra dat U ons sal help om verder te gaan, as om net met sekere dinge saam te stem,
maar om werklik deel te wees aan u lewe en aan u koninkryk. Here, help ons om saam met u te loop, om u toe te laat om ons te verander en nuut te maak. Here, ons wil bly in u woord en in u lewe. En dankie dat u ons kies, met ons gebrokenheid, met ons areas van groei, om medewerkers van u te wees. Here, ons wil vir u ja sê. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.